Ina, baie welkom by Tweerigting in jou eie huis. Dankie Philip, dit is 'n voorreg om hier in my eie huis met jou te gesels. Ek het jou leer ken deur jou video's en iemand het nou die dag vir my 'n interessante ding gesê, eintlik is dit my dogter. Ja. Sy's 'n onderwyseres. Ja. En sy het vir my gesê, toe sy weg is by haar vorige skool waar sy skool gehou het, sy het 'n geskenk gekry van 'n kind. En die geskenk is by die kantoor afgelewer. En sy is toe gevra om die geskenk te gaan haal. En toe sy die naam op die geskenk sien, toe besef sy maar sy erken nie hierdie kind se naam nie. Ja. En sy moes op die registerlys gaan kyk wie is hierdie kind. Toe sy nou die naam sien en in watter klas die kind is en die kind identifiseer, toe sien sy maar dis 'n ekstreem stil kind. En sy sê daardie kind het 'n verhouding met haar gebou. Maar sy het nie noodwendig 'n verhouding met die kind gebou nie. nie. En ek wil amper vir jou sê, dis dieselfde met jou video's. Ons luister na jou video's en ons bou 'n verhouding met jou, sonder dat jy besef, terwyl jy nog geen verhouding met ons gebou het nie. So, dit is regtig lekker om met jou te gesels, en dit voel vir my sommer of ek jou goed ken, so... Dankie. Toe ek by Renaissance begin werk het, toe stuur ek 'n boodskap uit, dat ek wil asseblief met mense koffieafsprake maak, want ek wil hulle leer ken. Ja. En hulle het by hulle tientalle met my afsprake gemaak. Ek het Woensdae en Donderdag gesit, uur. 10 mense op 'n dag. Goeieste. Ek het so 20 in 'n week gesien. Jene. En hulle lekker nou leer ken en so aan. Dan weet jy wie se gesigte en so. Maar een van die vroue wat vandag nog nie met my 1 minuut gekuier het nie, skryf vir my: "Vir wat wil jy ons leer ken? Ja. Ek het ook Pleks gewonder daaroor. jy 'n geestelike leier wees in plaas van om 'n gewildheidskompetisie of so iets." Dit het daarop neergekom, sy sê, jy probeer 'n gewilde vriend wees, pleks dat jy 'n geestelike leier is. Dit het my verstom. Want die hele manier waarop ek in die pastoraat was, al die jare het gewentel rondom, jy nooi mense vir etes, my vrou het dan vir jou gekook om mense te onthaal hoor. Dinsdae en donderdae aande, Ja. dwars deur ons bediening, het ons gesinne genooi, 2 gesinne op 'n slag, vir ete. Dit gaan oor verhouding vir my. Ja. Nou ja, ek het nou maar intussen probeer deur baie vriendelik te glimlag en so aan om vir daai tannie te wys, ek probeer nie gewild wees nie, ek wil jou regtig leer ken, maar dit het vandag nog nie gewerk nie en sy is nie eintlik meer deel van Renaissance nie. Vir my is verhoudings belangrik en ook van daar hierdie tweerigting gesprekke. Die wêreld bestaan uit 'n verskeidenheid mense en elkeen verteenwoordig 'n storie en elkeen lê binne in die bed van 'n ander denkrigting en denkskool en so aan. En ek het my voorkeur denkskole en daar's redes voor en ek sê dit. Maar dit beteken nie dat ek 'n ongeldige verklaring pleeg ten opsigte van ander mense se denkskole nie, want daar is redes waarom mense 'n manier van dink verkies Ja. bo 'n ander een. Dis reg. En vir my is dit waarom hierdie tweerigting gesprekke plaasvind, want die stemme van mense vanuit hulle lewens is vir my belangrik. Eerstens om terug te kom na die persoon wat nie dit nuttig vind nie. Ek wonder of daar 'n tipe wantroue agter dit geskuil het om jou weg te hou. En tweedens dink ek vir my, ek het nooit gepraat nie. So ek het nooit 'n stem gehad nie en jy het na die kerk verwys. Jy het nie in die gemeente opgestaan sommer en iets gesê nie. Ja. Dit het maar eers in die onlangse jare gebeur dat ek dink die predikante meer uitnodigend is en vir die gemeente vra, wat dink julle beteken hierdie of dit? Nie dat ek sal weet nie, want ek is nie 'n kerkganger nie. Komende van 'n hervormde kerk agtergrond en toe ons getroud is 'n NG Kerk agtergrond, moes jy jou plek ken. Jo. En
En dit is so kontrasterend, want ek het al skreeëne die wêreld ingekom toe ek gebore is. En ek het gister gewonder, gaan ek al skreeëne die wêreld uitgaan ook? Hoe gaan dit wees? Dit weet ek nou nog nie. Nee. Maar binne 'n huisopset wou ek gehoor geword het deur my ouers. Ons was 4 kinders gewees. En 4 kinders is baie vir my. Ons het besluit ons wil net 1 kind hê, want ek het gedink, hoe gaan ek in my lewe by 4 kinders uitkom en vir al 4 aandag gee? En ek dink ek was 'n veel eisende kind vir my ouers gewees. So as 'n tiener het ek letterlik geskree om gehoor te word. Jy weet, enige ding om aandag te kry. Maar dit het alles met my te doen. Dit het nie met my ouers te doen of my ma of pa nie. Ek was ontsettend lief vir hulle. Inteendeel, ek word liewer vir hulle. Hulle is 12 jaar gelede oorlede. Maar soos wat ek aan my eie herstelproses werk, word ek liewer vir hulle. Ek rou nog steeds oor hulle en baie keer dink ek, ek wens hulle het nog geleef, dat hulle die persoon kan ontmoet wie ek geword het. Want ek hoop hulle sou trots gewees het. Maar dis ook die ding, jy weet, dit het altyd gegaan daaroor om hulle trots te maak, jy weet, om hulle gelukkig te hou. Is so vreemd. Ek weet nie of ander mense identifiseer daarmee nie, maar dit was ek gewees, jy weet. En selfs na my ma se dood, ek wou nog altyd my PhD doen en sy het vir my eendag gesê, ag, ek sal al dood wees want jy nog nie jou PhD gedoen het. Toe het ek so sleg gevoel en sy is dood sonder dat ek my PhD gedoen het. En weet jy wat? Verlede jaar het 'n dosent van Stellenbosch Universiteit my gebel en vir my uitgenooi om dit saam met haar te doen. Oor wetenskap betrokkenheid. Science engagement is die Engelse woord vir dit wat dalk meer beskryf. Hoe raak wetenskap die mens in die straat? Wat baat hulle? Is hulle bewus van hoe wetenskap hulle lewe elke dag raak? En dit is my so 'n fascinerende onderwerp. En ek het gesê, ek voel bevoorreg dat jy my vra. Ek voel, dit is wonderlike erkenning dat jy dink ek kan hierdie ding doen. Maar Philip, ek het in die jaar wat ek kans gehad het om 'n navorsingsvoorstel voor te berei, het ek besef, ek wil nie meer ander mense tevrede stel nie. En ek het daai eienskap om 'n bepaalde rede. Ek weet baie mense het daardie eienskap, maar ek het dit om 'n bepaalde rede waaroor ek dalk later sal praat. En ek het besluit ek moet na myself kyk en wat is ek lus vir? En met die nuwe ek wie ek geword het deur my baie groei oor die 10+ jaar, het ek besluit daar is ander dinge wat ek wil doen. Ek wil saam met my man tyd spandeer. Ek wil saam met my kind tyd spandeer, haar vriend, my diere. Ek kan op soveel ander maniere teruggee. En ek is iemand wat my hande vuil wil maak. Ek is nou 57, ek is seker naby aan waar jy is. Maar ek is op die ouderdom waar ek ander wil mentor, waar ek wil teruggee, waar ek wil terugstaan. Ek wil nie die persoon wees wat 'n titel agter my naam het nie. Wat gaan dit van my maak? Hoe gaan dit my 'n beter mens maak? Miskien vroeër in my lewe as ek ambisies gehad het om verskriklik bekend te raak en dat almal na my moes luister, want ek dink dit is wat 'n titel doen. Dit gee vir jou daardie autoriteit en gesaghebendheid om oor 'n onderwerp te praat. Maar in my werk het ek baie te doen met topnavorsers en ek het geleer hulle is mense en ek het ekspertise op gebiede wat hulle nie ekspertise het nie. Ons vul mekaar aan. Ek is dalk weer tegnologies sterker terwyl ek die navorsingsomgewing baie goed verstaan. Terwyl hulle dalk tegnologies nie so sterk is nie, maar die navorsingsomgewing meer verstaan. Jy weet, en self navorsing doen. En ek dink 'n PhD pas meer by iemand wat heeldag navorsing wil doen. Ek hoor jou. En nuwe goed wil ontdek. Ja. My ontdekkings is deur my hande vuil te maak, kreatief te wees en tegnologie kreatief aan te wend en innoverende oplossings te vind vir dinge doen. So ek floreer in 'n wêreld van kunsmatige intelligensie. Ja. Ek floreer in 'n wêreld van Google. Ek is opgelei
dit is ook 'n ander storie, as 'n biblioteek- en inligtingkundige. My ma het nie geweet waarvoor om my in te skryf nie, laat ek dit so stel. Sy het nie geweet wat om met hierdie moeilike kind te doen nie. En my matriekpunte was so swak geweest dat ek dink nie ek vir enigiets anders sou kwalifiseer nie. Want my hoërskooljare was nie goeie jare vir my nie. En ek het net hier van standaard 6, 7, 8 het ek net begin onderpresteer en belangstelling in die lewe verloor. En so ja, ek het by die Universiteit van Pretoria biblioteek en inligtingkunde studeer en ook my hoër onderwysdiploma, want ek het 'n beurs gekry by die onderwysdepartement. Ons was verskriklik bevoorreg in die tyd wat ons groot geword het. En dit laat my weer dink aan apartheid. So ek het na jou video gekyk oor leeflikheid. Ek dink alles is aan mekaar gekonnekteer, ook die hele wêreld. Maar in elk geval, ek moes daardie pad loop. So my hoër onderwysdiploma gedoen en toe moes ek gaan skool hou om hierdie beurs terug te werk. En ek het hierdie idilliese idee van platteland gehad. En toe doen ek op al hierdie plattelandse dorpies aansoek waar ek nog nooit voorheen was nie, baie dapper. En ek kry 'n aanstelling by Hoërskool Carolina. En ek is hierdie jong onderwyseres en daardie tyd het ek goed gelyk. Ek was aantreklik geweest. Ek het hierdie mini rompies gedra. Jy weet, dit was in die mode geweest. En hier stel hulle my aan as koshuishoof in die seunskoshuis. Dit was ongelooflik moeilik geweest vir my. Ek weet nie wat het hulle dit laat doen nie. Daardie koshuis het nie die wering gehad nie. Die deure het nie 'n sleutels gehad nie. Die volgende oggend dan hoor ek hierdie seuns het gaan pool speel by die golfklub oor kan die straat. Dan dink ek net, wat kan ek daaraan doen? Ek kan nie heel nag hierdie kinders sit en oppas nie. Dan is dit die hoofseun en ek weet nie wie nog almal nie. So, weet jy wat? Ek het dalk toe al geleer hoe magteloos ek is. Maar dit was 'n baie goeie ondervinding vir my gewees. Ek het nie 'n motor gehad op daardie stadium nie. Ek en my vriendin wat saam studeer het by Tikkies, toevallig is ons by dieselfde skool aangestel. Dis lekker. Ja, en dan ry ons in haar mini Pretoria toe oor naweke en kon kuier. So het dit gegaan tot op 'n dag wat ek hierdie graad, ek moes ook vakke aanbied wat ek nie in opgelei is nie, byvoorbeeld ekonomie en ek moes LOG, daardie tyd se liggaamlike opvoeding en Afrikaans en dan die biblioteek. En ek was passievol oor lees en steeds passievol oor lees. Maar daar was 'n klas, die standaard 6A's. Kyk, hulle was ongelooflik slim. Maar genade, ek is nie goed met dissipline handhaaf met kinders nie. En ek het soveel ingesit in my voorbereiding en op 'n dag toe hierdie kinders nie wil stil bly nie, toe stap ek na daai hoof se kantoor toe, maar ek is in trane en ek sê vir hom, meneer van Sail, ek wil nie meer hier werk nie, ek bedank nou. Meneer van Sail was dierbaar geweest, hy is nou blykbaar afgetree iewers in die Weskaap en hy het vir my gesê, kom ons gaan stap bietjie. En in sy wysheid, want hy was toe al naby aftrede, maar hy was dierbaar. En toe gesels ons oor alles en nog wat. Om my aandag van hierdie klas afgelei te kry. Maar ek dink ons twee het albei besef, nee, ek is te sag vir hierdie klas. Ek sukkel om dissipline te handhaaf. Die kinders gaan nie net daar sit en vir my luister en alles wat ek sê interessant vind nie. Ek het nie beheer nie. Beheer en is ook 'n groot deel van my lewe om alles te wou beheer. Wat het ek aan die einde van die jaar met my ma se intervensie sy het 'n kontak gehad met 'n inspekteur en toe is daar poste geadverteer by die Onderwyskollege Pretoria en toe het ek 'n aanstelling gekry, dalk met hulp. Dalk 'n bietjie nepotisme betrokke. Ek is jammer. Dit is 'n dosentepos gewees, maar alhoewel ek klas gegee het ek ook in die biblioteek self gewerk, wat vir my goeie afwisseling was. En vandag steeds gaan my lewe oor afwisseling en verskeidenheid. So moet my nie in 'n boksie probeer sit en vir my sê hoe ek iets presies moet doen nie. So die Onderwyskollege Pretoria is toe gealgemeer met die Universiteit Pretoria, wat 'n verskriklike onsekere tyd vir ons was.
Ons dogtertjie was 6 jaar en ons moes weer aansoek doen vir ons poste. En my grootste vrees was, gaan ek weer aangestel word, want ons het 2 inkomstes nodig. Ons kan nie net op my man se inkomste regkom nie. En gelukkig, Juffrou Annie het ons al genoem. Sy was by die Universiteit Pretoria, ek dink sy was adjunk direkteur gewees. Toe ons nou vir hierdie onderhoude gaan, toe moes ons nou bewys hoe goed ons is. En met iemand soos ek, wat moet bewys hoe goed ek is, het dit nie goed afgegaan nie. Dit was senitergend gewees, en wat sy daarom vir my gesê het is, dat sy het nog nie iemand raakgeloop wat so rekenaar geletterd is as ek nie. Dit was in 2001. So dit was redelik aan die begin van tegnologie. Dit was nog nie heeltemal deel van ons lewens nie. En hoekom ek so rekenaar geletterd was oor my ma. My ma het op 50 begin rekenaarlesse gee in haar skool. My ma was 'n ongelooflike onderwyseres. Sy was ook 'n remedierende onderwyseres. Sy het altyd gesê vir ons, die kinders in die skool is haar lewe. Wat 'n goeie ding was, maar ek, wat hierdie sensitiewe persoon was, wat was ek dan gewees? Jy weet, maar in elk geval, sy het so 'n passie vir rekenaars ontwikkel. En sy het my ingetrek. En op 'n stadium het sy begin skoolhandleidings ontwikkel. En dit was regtig, toe daar nog nie eers rekenaars in die skole was nie. Hulle skool het rekenaars gehad. En om haar lewe makliker te maak, het sy hierdie rekenaarhandleidings ontwikkel. En ek het Hoeka, hier was 'n ander tafel, en ek het Hoeka baie dae hier gesit en haar help lessies ontwikkel, van graad 1 tot 7. Ek onthou nog, sy was baie siek geweest, het ek vir haar gewys om aan die motor te gebruik, en ek wou haar so graag opgewonde en aan die lewe hou, en entoesiasties hou, en haar langer by my hou, deur haar hierdie nuwe goed te wys. Dan het ek en sy saam gesit en lessies uitwerk, dan het ek hier op my eie gewerk, ek het in Fairland, Johannesburg groot geword. Ons was aanvanklik in Melville gewees ook, 'n dubbelhuis, skakelhuis. Dit was die ou woord vir dit gewees. Dan ry ek Johannesburg toe naweke, dan werk ek saam met my ma, sodat elke graad uiteindelik 30 lessies gehad het, en dit afgewissel kon word, en dit moes kreatief wees. Om terug te kom by tikkies, dit is waar Juffrou Annie vir my gesê het, maar ek weet baie van rekenaars af. So vir 'n rukkie van 2001 tot 2004 het ek by die Onderwyskollege Pretoria aangebly, maar onder die vaandel van die Universiteit van Pretoria. En toe het hulle my al meer betrek by rekenaarprojekte op die hoofkampus. So toe skuif ek hoofkampus toe, en professor Boon, wat die direkteur van die biblioteek was, vra vir my, wat wou ek doen? En ek het vir hom 'n prentjie geteken van wat alles ek wil doen. En ek het vir hom gesê, ek wil 'n database opstel, waar al die navorsingsuitsette van die Universiteit Pretoria sentraal digitaal bewaar word. Al die artikels, navorsingsartikels, al die proefskrifte, al die tesisse. Op daai stadium was daar nie so iets gewees nie. Ek wil 'n soekprogram ontwikkel, wat eenvoudiger is. In plaas van om elke databasis waarop ons inteken vir navorsing te gaan soek, wil ek 'n soekprogram soos Google implementeer, wat oor alles kan soek. So, ek was passievol daaroor. Ek het letterlik amper nie 'n posbeskrywing gehad nie. En as daar iets niets gebeur het, het hulle vir my gesê, vir my. So ek was buitengewoon dapper gewees, wat ook teenstrydig is met waar ek vandaan kom. Dit ek tot 2009, 5 jaar lank, het ek by die hoofkampus gewerk, tot ek besluit het, ek het miskien 'n bietjie meer groei nodig, ek wil iets anders doen. So op persoonlike vlak het daar baie goed gebeur, en ek wou van werk verander. Toe doen ek aansoek by die Stellenbosch Universiteit. Hulle het 'n bepaalde rol vir my in gedagte gehad, ook om 'n tipe databasis te ontwikkel. Ek werk met Oberon sagteware, 'n Linux gebaseerde sagteware, en is baie oop sagteware wat gekodeer kan word, en wat ons as Afrikaners self kan
aanpas volgens ons behoeftes. Wow. Nie te sagte ware is wat jy nie aan kan verander nie. En ek werk met programmeerders om dit te kan doen. So in retrospek, as ek weer moet teruggaan en kies wat ek sou wou studeer, sal dit waarskynlik iets in rekenaars gewees het, maar dit was nie beskikbaar op daai stadium nie. So ja, dit ek by Stellenbosch vir 5 jaar gewerk. Ons het ook 'n oop joernaalstelsel geïmplementeer en ek is passievol daaroor dat navorsingsinligting, veral dit wat met belastingbetalers se geld befonds word, toeganklik moet wees vir die gewone man op straat en vir belastingbetalers. En ek dink nie die gewone mens wat in die winkel of die huisvrou of wat ook al, die onderwyser of die predikant of wie ook al besef aldag dat hulle geregtig is daarop om toegang tot dit te hê nie. So dit is 'n tipe rol wat ek ook gespeel het om te veg daarvoor teen groot uitgewers soos Elsevier, Web of Science ensovoorts wat ons navorsingsinligting toehou. En hoe kan jy antwoorde vind as jy nie toegang het tot inligting nie? Antwoorde vir probleme soos COVID was 'n fantastiese voorbeeld gewees. Met die koms van die internet in 1994 tot 2000 was daar 'n joernaal, wetenskaplike akademiese joernaalkrisis gewees. Die biblioteke kon nie meer bekostig om op hierdie joernale in te teken nie, want dit het ekstreem duur geword. Dit was aanlyn beskikbaar, maar hulle kon nie daarop inteken nie. So daar was 'n omskakeling van papierjoernale na digitale joernale. En terselfdertyd was daar 'n tipe dubbelwins vir die profietmakers, wat meer profiet gemaak het as Apple en al die instansies wat digitaal was. En hulle het vereis dat die persoon, die auteurs, die navorsers wat hierdie artikel wil publiseer, moet 'n fooi betaal, 'n bladfooi, om die artikel gepubliseer te kry in die wetenskaplike joernaal met 'n hoë impakfaktor waarteen ek ook baie gekant is. En dan word hierdie artikel gepubliseer, maar dan moet die biblioteek inteken daarop en weer geld betaal sodat die navorser wat dit geskryf het en die res ook weer daartoe toegang kon kry. Dit was so verkeerd, want digitaal moes dit goedkoper gemaak word, want jy het nie meer al daardie drukkoste, daardie kleurkoste nie. En toe gebeur die teenoorgestelde. Dit is toe dat die oop toegang tot inligting, beweging basies ontstaan het. En ja, ek het my ten volle daarin gewerk en na 5 jaar by Stellenbosch het ek besluit ek wil terugkom huis toe. Dit was 'n vreemde tydperk in my lewe. Maar dit was ook nodig geweest dat ek kon groei, anders het ek nie verander nie. As jy net stil staan, verander jy nie en werk jy nie aan jouself nie. En my oë het oopgegaan daarvoor dat ek hulp op 'n persoonlike vlak nodig het. En ek het teruggekom, ek het aansoek gedoen vir 'n pos by die Academy of Science of South Africa. Daar is nie 'n noodwendige Afrikaanse woord vir dit nie. Akademie van Wetenskap van Suid-Afrika, dit sluit al die wetenskappe in. Dit is 'n lidmaatskaporganisasie van die topwetenskaplikes in ons land wat navorsing doen, science in service of society. So hulle gee vrywillig van hulle tyd, van hulle kennis terug om antwoorde te vind, om op te kom met studies wat die regering kan adviseer of ander besluitnemers moet adviseer. So dan werk hulle ongeag van watter instansie hulle is, werk hulle saam om dan hierdie navorsingsprojekte te doen. En ja, tegnologie staan nie stil nie, dit ontwikkel aan mekaar, dit maak navorsing makliker. So ja, dit ek net weer daar 'n rol en ek voel ek is so passievol oor my werk, ek floreer en nie eendag is dieselfde nie en ek weet nie wat gaan vandag op my tafel wees nie en wat gaan môre op my tafel wees nie. So daardie dapperheid en daardie behoefte om te leer
nuwe goed reg te kry. Soos hierdie jaar bied Suid-Afrika die G20 aan die G20 en dis die eerste keer dat 'n Afrika land dit aanbied. Dis 'n wonderlike voorreg om deel van die G20 te wees en op internasionale vlakke verskil te maak. Maar dan is daar groeperinge soos die S20 wat Science 20 is of Wetenskap 20. En ons moes hierdie jaar dit aanbied. En ons het 'n baie klein begroting. Ons het eintlik geen begroting vir hierdie S20 gehad nie. Maar ons moet hierdie Academies of Science van hierdie 20 lande verteenwoordigers moet ons hier in Pretoria kry. So dit het net verlede week gebeur of die week voor dit. Hulle was hier en dit het gebeur, maar my beskeie rol was toe om 'n webbladsy te ontwerp en jy weet ek het 'n jaar laas 'n webbladsy ontwerp. Maar was dit nou 'n avontuur vir my gewees om nou weer te ontdek hoe werk dinge, die terminologie het bietjie verander en baie goed het verander. Maar ek was so gelukkig met die eindproduk en ek kan ook vandag sê ek doen goed vir my, nie vir ander nie. En ek gee nie eintlik om of iemand anders gedink het dit was nou indrukwekkend of iets nie. Ek was baie tevrede, maar in die eerste plek gaan dit vir my nou daaroor is ek daarmee tevrede. Het ek iets geleer? Want ek doen nie graag iets as ek nie iets gaan leer daaruit of op 'n manier gaan groei nie. En dit is my voorwaarde wanneer ek ja sê vir iets. Ek wil bietjie dat ons in daai goed indelf. Maar voor ons dit doen, het jy my nuuskierigheid oor die navorsing en die beskikbaarheid van die navorsing nou absoluut geprikkel. Ek hoef met ander woorde nou nie eers daaroor te praat hoe dit my frustreer het in die jare wat verby is, om selfs net in die teologie en die filosofie en die letterkunde van die antieke eras en so aan navorsing te doen. En het ek altyd gevoel, maar ek weet nie of ek by die eintlike kennis uitkom nie. Ek weet nie of ek regtig weet wat ek moet weet nie. So, is dit so dat ons vandag as die ou op straat toegang het tot alles, sonder dat jy jou arm of jou been hoef af te sny, of bly dit steeds waar dat daar 'n klomp navorsing is wat ons glad nie by kan uitkom nie? Dit is nog nie perfek nie, maar daar is vooruitgang. Al hoe meer is daar druk op hierdie uitgewers. Mense wil nie meer by hulle publiseer nie. Bekende joernale het weggestap van Elsevier en dis internasionaal. Kyk, ons het dit nog altyd gevoel, maar in Europa en Amerika, gedurende die laaste 5 jaar, het dit ook toenemend 'n behoefte geraak. Ek bedoel, hulle is die lande met geld. Maar ons as Afrikaane het lank voor hulle hierdie probleem gehad. So ons het bietjie vroeër as hulle begin. So ja, dis al baie beter. Joernale gee toestemming dat wanneer jy 'n artikel gepubliseer het, daar 'n kopie van daardie artikel op jou instansie, soos as jy by Tikkies werk en jy het onder daardie vaandel gepubliseer, dan mag jy dit op UP Space laai, wat 'n portaal is of 'n database is, so 'n kopie van dit aflaai. Of anderste, kontak jy die dosent direk in e-pos hom en vra vir 'n kopie. Dit is wat mense gedoen het. Maar 'n instansie se navorsingsuitsette is 'n bate. Soveel geld word spandeer op navorsing. En dit is so verlies vir 'n instansie. As hulle niks kan wys vir die navorsing nie, dit sit iewers in 'n ander database, Elsevier of Web of Science of wat, of Scopus of wat ook al. So universiteite het bewus geraak daarvan dat hulle navorsingsuitsette as 'n bate moet bestuur. So al die top navorsingsuniversiteite in Suid-Afrika het daardie databases nou. UP Space by Tikkies waar ek gewerk het, en dan 'n SunScholar by Stellenbosch Universiteit. En dan die NRF het 'n subprogram gehad wat oor daardie verskillende databases hardloop. Ons noem dit in repositories in Engels. Ongelukkig het dit gevou, maar daar is nou weer sprake daarvan om 'n nasionale data mining te doen oor al hierdie databases, dat jy net na een plek hoef te gaan
en dan deursoek jy al die portale of databasisse met een slag. En jy betaal seker 'n fooi. Nee, glad nie. Dis gratis. Maar is dit reg? Is dit nie weer die ander uiterste dat dit moet gratis wees? Dit is 100% reg. Want hoekom doen 'n navorser navorsing? Okay. Jy moet dink daaroor om die wêreld te verander, om die wêreld 'n beter plek te maak. En hoe kan jy die wêreld 'n beter plek maak? Hoe kan jy aangehaal word? Dit is nogal vir navorsers en akademici 'n belangrike ding om aangehaal te Ek kan word. dit glo, ja. Jy voel gevlei as iemand vir jou erkenning gee op so 'n manier. Soek mense nie maar erkenning Ja, op verskillende maniere. Ja, en as jy dit ontken, dan jok jy. Ja, absoluut. So as jou navorsing oop is die kanse dat jy aangehaal word soveel groter. So jou invloedsfeer word groter. Dit word absoluut groter. Jy het dit. Jy verstaan dit. So hoekom sal jy nou dit in 'n database gaan publiseer of 'n joernaal waar 10 mense op inskryf en net daai 10 mense kan dit aanhaal? Ja. Want mense sou hoop dat ons, Jan Alleman, kan van vele vakgebiede meer begin weet. Ja. Sommige net so maklik deur die loop van ons lewe, sodat dit ons vlak van ingeligtheid verhoog as 'n samelewing. Ja. Anders het jy daai verskriklike kloof tussen die akademiese ouens en die ouens daaronder en hulle almal frons vir mekaar, maar die samelewing se kennisbasis word nie breër en groter nie, tensy jy in 'n spesifieke vakgebied gaan studeer. En hoe ouer ek word, en ek is seker ek praat met iemand wat dieselfde voel. Ek stel in alles belang. Ja, in absoluut. alles. Ek lees wetenskapboeke, dan verstaan ek nie, want ek het nie wetenskap agtergrond nie. Ek verstaan dit nie, maar iets van dit val seker maar. En beïnvloed my op 'n manier. Vir my is dit verskriklik belangrik as ek so kyk na mense en hulle kritiek teen toonaangewende figure of denkskole of rigtings. Dan kritiseer mense mos goed want hulle is nooit daaraan blootgestel nie, vir hulle is dit vreemd. Vir hulle is dit 'n bedreiging van die status quo. Dit maak toe nie saak waarvan jy praat nie, maar veral in die geesteswetenskappe en in die, jy weet, die sielkunde en die teologie en filosofie en so aan. Mense is oningelig. En dan is hulle kwaad vir nuwe denke. Hulle demoniseer dit. Maar as hulle op 'n pad saamgeneem kon gewees het, met dit wat deur gesyfer het. Die bietjie druppeltjies wat deursyfer wat vir jou verteerbaar en verstaanbaar is, kon ons 'n beter ingeligte samelewing gehad het. Dit dink ek. So ons moet daardie suiwer wetenskaplike skry om meer sosiale wetenskappe te bestudeer en 'n belangstelling daarin te kry, voel ek amper meer van 'n balans. Jy praat baie oor balans. Balans is belangrik. En weet jy, wetenskap word gelukkig meer interdissiplinêr en multidissiplinêr. Dis waar. Wat ek ook gesien het met COVID. COVID het 'n invloed op soveel vlakke gehad. Dit was nie net van belang vir die bioloë of die microbioloë of die mense wat in daai rigting werk nie. Dit was ook van belang vir die mense wat in die sielkunde werk. Wat se invloed het hierdie siekte op mense gehad om skielik net in jou huis te mag bly? So skielik is ons gekonfronteer met hierdie goed en ek dink daar was 'n besef dat ons nader moet beweeg in terme van die wetenskappe en moet kyk wat die een die ander doen. So dis wonderlik dat daar meer multidissiplinêre en interdissiplinêre wetenskap gebeur vandag. Wat toenemend belangrik word is oop data. Want ek weet nie of jy ook so gefrustreerd voel nie. As ek op die internet lees en daar's 'n artikel en ek weet nie, kan ek dit vertrou of kan ek dit nie vertrou nie? Is dit nou waar? Dit maak my so onseker voel. Dit nou vandaan wat hierdie ou sê. Sê nou ek haal jou aan en ek is absoluut verkeerd. En die reperkusies, né? Ek bedoel dan haal jy hom aan, 'n volgende persoon haal jou aan en so gaan dit aan. Gaan hy? Telefoontjie en ons lieg tot daar. Dit presies net so. Vreeslik. Iemand het, want ek is baie geneig om te sê in 'n praatjie. Iemand het gesê, want ek lees baie. Kan dink. En ek kan beslis nie onthou wie dit gesê nie. So ek probeer nie eers iemand akkuraat aanhaal nie. Ek sê net iemand het so gesê en iemand het so gesê. Dis ek ook. En ek dink die akademici kan my seker afslag daaroor. Maar nou ek pleit dom. Maar ek het al baie keer gedink. Ek hoop nie daar het goed in my brein vasgesteek wat ek nie behoort te onthou of aan te haal nie.
Want sê nou dis nie waar nie. Ja. Dit is maar 'n ding, hierdie ding van data en inligting. Ja. So as jy die data, as jy die toegang het, die gewone man op straat sal miskien nie dat daar verkeerd is feit is met hulle intelligensie nie, maar hulle gaan nie noodwendig 'n belangstelling hê in die data stelle nie, wat die onderliggend is tot die navorsings uitset, soos die boek of die artikel. Ja. Maar so daar is toenemend druk dat daardie navorsingsdata moet ook oopgestel word, sodat ander wetenskaplikes daardie navorsing kan herhaal en dan kan bevestig dat dit wel akkuraat gedoen is. Ja. Want jy begin mos met 'n wegspringplek. Ja. Enige wetenskaplike begin by 'n voorveronderstelling. Dis reg. Ons werk nie van 'n skoon lei af nie. Nee, absoluut. En iemand anders wil dalk weet, maar van waar af het jy nou gekom? Ja. Ek wil nou by soveel goed uitkom. Ek wil 'n laaste vraag oor hierdie veld vra. Vulke. Ja. Het Nico van der Dussen hulle. Ja. Het 'n donderdag aand filosofie storie gehad. Ja. Daar by die Old Boys Club. O. Hulle het dit maandeliks gehad. Ja. Maar Nico is sterwend. Hy het dit aangekondig in ons renaissansgroep en ek het met hom oor die foon gepraat. Ek het tot verlede jaar met hom elke maand gekuier. Hy het 'n passie gehad vir inligting wat by mense moet uitkom en so. Ja. Maar hy's sterwend. Hy's dis jammer. baie siek. Toe kry hulle ek noem hom sommer 'n oom, is 'n militaris. Wat besluit het toe hy aftree, maar hy stel dan belang om bietjie besig te raak met iets anders. Toe gaan doen hy sy PhD. Ja. Ek gaan nou dit baie dom vir jou stel. Maar oor kunsmatige intelligensie. Ja. Ek hoop ek is nou presies reg. Ja. Toe het hy vir ons 'n lesing gegee oor en veral vir ons wat nou ouer is en dalk bang is daarvoor en so net so 'n bietjie touwys gemaak. Ja. Nou wil ek vir jou ook vra. Ek maak geweldig gebruik van kunsmatige intelligensie. Baie van my tyd op 'n maandag in my studeerkamer en op 'n woensdag. Dis my 2 oop dae. Ja. Gaan in gesprekke met kunsmatige intelligensie waar ek en daai ding so stry en so praat en ek is duiwelse advokaat en ek toets reaksies so goed. Ek geniet dit gate uit hoor. Ja. Ek het nou die dag een van my gedigte wat te vinnig geskryf is, het ek so voor gekopieer vir ChatGPT byvoorbeeld en gesê, wat dink jy van hierdie gedig? Toe sê hy wil hê ek moet 'n bietjie aan installering en goed werk en dink ek jy los dit. En nou sien ek hoe swak is dit. Toe ek nie gevra vir die reaksie nie. Ja. Maar wat vir my interessant is ons verlaat ons nou. Ek dink baie mense dink dis nou die eerste en die laaste stop om vir kunsmatige intelligensie oor 'n onderwerp ding te vra. Ek het dit al getoets. Dan sê ek, gee vir my 'n goeie aanbieding van hierdie onderwerp. Dan lees ek dit deur. Dan gaan toets ek die goed wat gesê word met Google. Ja. Op plekke waar ek dink, okay goed, hier het ons nou met navorsing te doen. Ja. En ek het al op foute afgekom. En gedink, o my aarde, sê nou net ek het hierdie aanbieding gevat. Sien. Nou, so hoe werk mens? Voordat ons bietjie na jou as 'n mens toe gaan. Hoe werk mens? Ek is nou by Renaissans. Ek praat Sondag. Ja. Ek dink baie en lees baie en kyk om my rond. Waaroor dink ek moet ek praat? Wat sien ek? Waar is behoefte? Ja. Dan gaan gooi ek daai goed vir kunsmatige intelligensie en dan sit ek met daai goed. En dan dink ek, okay, nou het ek 'n breë raamwerk, maar nou moet ek begin navorsing doen en dan kies ek my temas of my punte. Ja. En dan gaan doen ek daaroor navorsing. Ja. Dan klap ek alles toe. Ja. En dan op 'n Vrydag sit en dink ek vir myself, wat wil jy sê? Dan skryf ek my opstel. Ja. Saterdag skryf ek hom oor. Ja. Baie keer Saterdag aand in die bed dan sit ek oorfone in. Ja. En dan praat ek. Ja. En dan luister ek na myself terug. Ja. Dis vir my 'n hele proses om dit uiteindelik net 'n praatjie uit Philip se hart uit te kry. Wat is jou voorstel? Hoe sou iemand soos ek wat inligting oor 'n onderwerp vir mense gaan deurgee waarvan ek nie die voende is nie. Want ek praat in die algemeen. Ja. Wat is 'n goeie manier om te werk met kunsmatige intelligensie, Google bronne om uiteindelik 'n goeie, goed gefundeerde praatjie daar te kry, maar is nie noodwendig akademies van aard. Goed. Het jy 'n voorstel? Dis 'n interessante vraag en jy laat my nou dink. Net om 'n bietjie terug te gaan oor ons wantroue in kunsmatige intelligensie. Ja. Ek weet nie of jy weet dat in die 1800s is boeke as onheilig beskou.
Dit is as 'n fout beskou. Jy mag nie lees nie, jy mag nie boeke vertrou nie. Ja. En toe kom Google, nou nie toe nie, maar intussen het mense boeke aanvaar en boeke geskryf en verlang was dit met ons. En toe met hierdie digitale ommeswaai in ons lewe wat ons lewens so geweldig beïnvloed het, toe leer ons vir Google ken en bibliotekaris sê Google is so sleg. Bibliotekaris is die beste Google wat jy ooit kan kry. Maar ek was mal oor Google gewees. Ja. Maar nog steeds versigtig. Jy weet wat jy vra. Mense het 'n brein gekry om krities te dink en wanneer iets te goed is om waar te wees, dan is dit te goed om waar te wees. Maar Google het dieselfde gewerk. Ten minste het dit jou na verskeie bronne gewys en jy kon die verskillende bronne teen mekaar vergelyk en kyk of dit jou standpunt bevestig. En toe kom Wikipedia en mense raai jou af om Wikipedia te gebruik. Maar Wikipedia is in die plek van al daardie papiergedrukte ensiklopedieë wat ons altyd gehad het. En dit is 'n wonderlike wegspringplek vir as 'n gewone ensiklopedie wat nie te ernstig, te wetenskaplik is nie en waaruit jy wonderlike idees kan kry. En nou word dit aanvaar. Voorheen mag wetenskaplikes dit nie eers aangehaal het nie. So nou word dit meer gereedelik aanvaar. En nou met kunsmatige intelligensie, vir my gaan dit baie oor hoe jy jou vraag vra en watter inligting jy vir ChatGPT of vir watter ook al kunsmatige intelligensie toepassing gee. Soos ek sou voorstel, toets 'n aanname teen ChatGPT. Ja. En ek hou van wat jy sê, jy gaan Google dit en kyk dan wat sê Google. En net om myself te onderbreek, ek dink jy doen 'n uitstekende werk van om te onderskei tussen wat jy kan vertrou en wat nie, en dit kom deur in jou aanbiedings en jou renaissance gesprekke. So ek dink nie jy hoef te bekommerd te wees. Ek gaan vir my geheim weggee oor hoekom ek hoop dit wat jy sê waar is. My pa het mos vir my gesê en ek het dit baie in praatjies gesê. Ja. Daai kant is nie waar nie en daai kant is ook nie waar nie. Jy beter gaan soek vir die spanning tussen die twee. Dis reg. Hy het dit in ons ingedrul. Ja. Ek weet nie waar hy daaraan gekom het nie, maar hy het so na die lewe gekyk. Dit is visionêr. As jy met 'n stelling kom sê, okay, kom ons kyk of die ander kant nie ook waar is nie. Ja. Wat ek doen, toe ek myself as 'n predikant losgemaak het en van wat ons geleer is, het dit so gebeur. Ek het nie net na die Sakkie Spannenbergs en die Piet Millers en so van die wêreld geluister nie. Julian Miller hulle nie. Ek het gaan kyk wie stry met hulle. Ja. Wonderlik. Ek doen dit nou nog. Wonderlik. As jy dit sê, dan gaan soek ek iemand wat die teenoorgestelde sê. Dan neem ek kennis van albei standpunte, dan kyk ek hoe julle mekaar teespreek en waar is dit vir my onbevredigend, die respons op mekaar. Ja. En op die einde van die dag sit hy ouma net met jou eie logika, nê? Ja. So ek voel op die einde, ek dink jy het nie vir my daar tevrede gestel nie en jy het nie vir my daar tevrede gestel nie. Ek weet nog nie regtig nie, maar kom ons gaan met iets in die middel. Of wat ook al. Ja. Of partykeer besluit ek dink julle albei is reg. Ja. Julle vind net nie mekaar nie. Julle. Dit is hoe ek maak. Dit is 'n Ek kyk altyd na manier. mense wat met mekaar stry. Ek luister na hulle. Ja. Want wat kan jy ook leer by iemand wat saam met jou stem? Jy Dis weet. die ding. So jy moet jouself uitdaag en daar's verskillende perspektiewe. Ja. Ek het nie 'n probleem daarmee om iets te skryf en iemand trek dit uit mekaar uit nie. Precies. Want daardie persoon dink aan goed waarin ek nie gedink het nie. Ja. So ja. Maar om terug te kom na kunsmatige intelligensie, dit het wonderlike voordele, maar soos jy sê, dit het ook uitdagings en dit is nie noodwendig korrek nie. Dan is daar weer toepassings soos Perplexity en 'n paar ander. Dan vat jy en nie net Google nie. Daar is 'n paar toepassings waar jy 'n aanname wat jy in ChatGPT gekry het, kan gaan sit en vir Perplexity sê, kry vir my akademiese bronne oor hierdie aanname om te toets of dit reg is. Jy leer my nou iets. Ja, so dit is besig om te ontwikkel. En ChatGPT het al baie gevorder vandat dit bekend geraak het, meer as 'n jaar, amper 2 jaar al terug. So hy word slimmer en slimmer. Hy leer homself. Dit is 'n masjien wat homself leer. Hoe meer inligting ons insit, hoe slimmer raak hy. Ek het nou die aand 'n droom gehad. Toe vra ek vir hom, wat maak hy van hierdie droom? Ek het ook na die dag gedink, jislik, ek sukkel nou. Ons kan nie hierdie artikels met die hand in XML oorskakel nie.
ek het daardie artikel se volteks gevat in PDF en ek het dit vir ChatGPT gesê en vir hom gesê genereer vir my 'n XML sodat ek dit saam met hierdie PDF kon oplaai en dan toets ek hom weer daai XML-file wat hy gegenereer het teen 'n ander XML toepassing wat die korrektheid van die XML toets. En dan laai ek dit saam met die PDF toe want die XML is net soveel vriendeliker teenoor soekprogramme soos Google en maak die navorsing soveel meer vindbaar. En iemand het gesukkel ook met 'n bronnelys. En baie keer as ek na hierdie artikels se bronnelys kyk, dan dink ek, "Hemel, dit is swak saamgestel en dit word so afgeskep. Dis nie 'n lekker ding om te doen nie." En ek het daardie bronnelys gevat en ek het hom gekopieer en in ChatGPT gesit en ek het hom gesê, formateer dit vir my, korrigeer dit, formateer dit vir my volgens die Vancouver verwysingstyl. En hy het dit perfek gedoen. Hy het selfs skakels ingesit wat nie daar was nie. So die eindproduk was baie beter as wat die oorspronklike outeur dit weer geluister het. Want dit is iets wat afgeskeep word en dit moenie afgeskeep word nie, want daardie verwysings is belangrik vir iemand soos jy wat verder navorsing wil doen en self dalk daardie bronne wil gaan lees waaruit daardie inligting kom. So my benadering is dit gaan oor hoe jy iets vra en hoeveel inligting jy vir hom gee. Hoe meer inligting jy vir hom gee wat feitelik korrek is, hoe meer sal hy amper terugkom met feitelik korrekte inligting. Dit gaan al hoe meer algemeen word en ek kan nie help om te dink dalk het ons 'n aandeel in die opkoms van hierdie kunsmatige intelligensie en ChatGPT nie, want waar kry hulle die inligting vandaan? Vanaf oop inligtingbronne. Waarvoor so jy speel daai rol daar. Ek dink almal wat in oop inligting wil bevorder wêreldwyd, want dit is 'n wêreldwye beweging. Ons het maar in Suid-Afrika 'n soort van probeer om dit vorentoe te stoot, maar dit is omdat inligting oop is. En as kwaliteit inligting oop is, dan kan ChatGPT kwaliteit inligting myn of gaan soek om kwaliteit inligting terug te gee. En ek het nie 'n probleem daarmee dat hy van my privaat inligting vat en wat kan mense met my maak? Hulle kan my nie maak iets doen nie. Hulle kan my adres op Google Maps kry. Ons werk onbewuslik met kunsmatige intelligensie sonder dat ons dit besef in baie opsigte. So hierdie groot bohaai oor ChatGPT is vir my amper nie nodig nie, want ons het lank voor ChatGPT al met kunsmatige intelligensie gewerk. Ons het dit nie besef nie. So hoe ek voel oor kunsmatige intelligensie, by die werk het ons ons ondersoek dit. Jy weet ook die etiese gebruik van kunsmatige intelligensie. Verlede jaar het ons 'n paar webinars aangebied waar ons experts kry en dan ook opponente van kunsmatige intelligensie en daardie webinars is gratis toeganklik op ons YouTube kanaal en dan ook gaan ons nou weer 'n reeks aan doen hierdie jaar, soos ons een webinar wat opkom en ek kan vir jou die inligting gee, gaan oor watter werk moet jy kies in vandag se tyd. Maar kunsmatige intelligensie word deel van elke beroep. So daar's nie 'n beroep wat onaangeraak bly daardeur nie en daar's soveel voordele as jy dink aan die mediese en die toestelle wat hulle gebruik om mense te genees ensovoorts wat ook kunsmatige intelligensie gedrewe is. Maar daar's perke. Ek is nie so seker of ek 'n skyfie in my brein geplant wil hê of al die inligting in my brein afgelaai wil hê en ander inligting opgelaai wil hê nie. Ek is nie seker nie, maar dit is seker die toekoms. As ek dit so Dis interessant. Die gesprek het nou so interessant gegaan in die rigting. Ek wil 'n bietjie by jou uitkom. Vat my net gou na die tema toe. Ma sê, ek gaan seker dood wees want jy nog nie op PhD nie. Nou goed, die feit dat jy toe nou teen die PhD besluit het, ek kan net vir jou sê high five. Daar is ek en jy heeltemal op dieselfde bladsy. Ek het daai storieetjie parkeer. Ja, wonderlik. As ek eendag verveeld is en ek is regtig afgetree, mag ek dit dalk so iets doen.
Net om tyd om te kry en om my brein wakker te hou en Ja. bietjie die dimensie een kant te hou, maar Absoluut. ek het daarteen besluit. Daar's belangriker goed. Ek is 'n baie besige mens. Ja. Daar's belangriker goed in my lewe Ja. as om nou daai tipe ding aan te pak. So ek wil net vir jou sê jy het 'n goeie besluit geneem. En ek wil vir jou sê, Ek dink jy het 'n so. goeie besluit geneem want jy is meer as net 'n PhD. Jy het soveel fasette aan jou wat jou so 'n volledige ryker mens maak. En om 'n PhD te doen in 3 jaar, want jy of 4 jaar, jy offer daardie tyd, jy offer soveel goed Ja. op. En ek voel ook, ek kan 80 wees, dan kan ek dalk kom doen. Dis Ja, dan dis nie kan te jy sê dit ek gaan doen. hom nooit doen nie, maar dan sal ek Ja. hom vir myself doen. Vat my na daai. Wat het gebeur as jy dit vinnig kan doen? Die kind wat gevoel het sy's nie goed genoeg nie. Vertel Wow. my daai storie. Wel, soos ek gesê het, ons is 4 kinders gewees en om een of ander rede het ek gevoel ek moet kompeteer. Miskien vir aandag. Ek het definitief aandag gekry as ek goed presteer het. So ek dink dit het alles met myself te doen. Dit het nie met enige iemand anders te doen nie en ek moes daaraan werk. Ek het selfs in my werk ervaar ek moet uitpresteer, almal uitpresteer. Ek's 'n perfeksionis. Jy weet, ek was 'n perfeksionis. Ek is minder van 'n perfeksionis nou. Ek moes ongesonde eienskappe afleer om ander mense gelukkig te hou, people pleasing. Dis 'n kombinasie van eienskappe wat ek gehad het. En as ek met my broer en 2 susters praat, dan kan ek nie glo ons het in dieselfde huis groot geword nie en hulle kan nie glo dis hoe ek vandag dink nie oor daardie tyd nie. Ons het mekaar nie geken nie. Ons was emosioneel disgekonnekteer van mekaar. Daar was 'n ander waardesisteem in plek en dit bring my amper terug na die PhD. Ek dink ons Suid-Afrikaners, dalk nie almal nie, maar geselekteerde Suid-Afrikaners het dalk 'n behoefte om uit te styg, om te wys hulle is goed, hulle kompeteer met die beste in die wêreld, hulle is gelyk internasionaal. En dit is waarom die PhD ding dalk belangrik was. Jy weet, ons is nie gewone mense nie. Dit kom van vorige generasies wat ons die impak van jy weet dit kom van vorige generasies se invloed af. So ja, ek was 'n ander mens gewees. Ek was 'n donker mens gewees. Iemand wat verskriklik swaar gekry het, wat verskriklik druk op myself geplaas het, wat verskriklik selfkrities was. Ek het nie goed genoeg gevoel in my werk nie. Ek moes heeltyd bewys ek doen iets beter as ander. En nou kan ek iets doen en dit vir myself doen. En dit is 'n bepaalde kombinasie van eienskappe waaroor ek beskik. En dit is waarskynlik omdat ek groot geword het in 'n huis waarin daar alkoholisme was. En my pa was die alkoholis en ek het so 10 jaar terug, net voor ek teruggekom het, Pretoria, het ek besef my lewe is in algehele chaos. Ek het soveel verkeerde besluite geneem. Ek is in 'n toestand, ek het besluit ek wil terugkom waar my stabiliteit is, waar my man is en waar my kind is. Ek moes van hierdie huis 'n huis maak waarin ek gelukkig was. Die huis waarin ons groot geword het, was 'n besonder indrukwekkende huis. Die meubels in die huis was indrukwekkend. Die karre waarmee ons gery het was indrukwekkend. Maar wat meer? So daar was vir my baie voorgee en dis iets wat ek al 10 jaar plus voor terapie kry. Ek was in die Kaap toe ek begin het met my terapie. Want ek het besluit, niks wat ek doen is goed genoeg nie. En ek het vir my 'n kliniese sielkundige op die internet gesoek en dit is 'n fantastiese persoon by wie ek uitgekom het. Elke week van my lewe praat ek met haar. Elke Vrydag 11:00 tot 12:00 praat ek met haar vir 10 jaar plus nou al. En ons doen dit nou virtueel. En af en toe as ek in die Kaap is, sal ek haar gaan sien. Maar toe het ek besef, maar ek is die volwasse kind van 'n alkoholis. En omdat ek uiters sensitief is, het dit my soveel meer geraak. Ek was die kind wat die leë bottels gaan weggooi het of wat weggesteek is, gaan weggooi het. Ek was die kind wat skaam was om maats na my huis toe te bring. Want ek was nie seker wat om by die huis aan te tref nie. En dis ook hoekom my hoërskooljare so sleg was. Net een persoon wat werk, die ander persoon het sy werk opgegee. En my ma neem die verantwoordelikheid. My pa het besluit,
hy kan nie met hierdie mense saamwerk nie. En hy was in die ingenieursbedryf, hy het slegs standaard 8 gehad. Hy moes gaan werk op die myn om destyds vir sy familie te help met 'n inkomste. En hy was 'n uiters intelligente man. Hy het homself opgewerk, maar hy het nooit daardie matriek gehad nie. So ek dink dit was vir hom altyd 'n verleentheid. Ek het soveel liefde en empatie in my hart vir my pa, want ek weet waarvandaan hy kom en hoekom hy gedrink het. Niemand het daardie tyd gesê hy's 'n alkoholist nie. Ek is een van die 4 kinders wat besef het, maar hier is fout. Dit was nie normaal nie. Dis nie hoe dit in alle huise is nie. Ek het as 'n jong kind dit al besef, maar dit het 'n ongelooflike invloed op my gehad, sodat ek besef het ek is die volwasse kind van 'n alkoholist. Ek hanteer probleme en uitdagings op 'n onvolwasse manier. My go-to was of ek is verskriklik vrolik of ek huil my dood. Daar was nie 'n tussenin nie. Daar was nie daardie variëteit van spektrum van emosies nie. So ja, toe ek met my kliniese sielkundige begin praat, ek het ontdek daar is 'n Amerikaanse konsep. Mense wat hulself as volwasse kinders beskou het bepaalde eienskappe. Hulle het 'n verskriklike lae selfbeeld. Hulle is obsessief, hulle is perfeksionisties, hulle is skaam. Hulle het 'n vrees vir intimiteit. Intimiteit nie liggaamlik nie, maar ook emosioneel. Om met so iemand soos jy nou te gesels is vir my 'n vlak van intimiteit. Want om myself bloot te stel, moet ek 'n intieme deel van my menswees met jou deel. Al daardie probleme, skaamte, nie gewone skaamte om voor mense te praat nie, maar skaam oor jou lyf, oor wie jy is, oor hoe jy lyk, en dan ook skaam oor wie jy is, waar jy vandaan kom, wat jy doen. So toe ek by die Universiteit van Pretoria moet begin aanbiedings doen die dag en vir gehore aanbiedings doen, was dit ook heeltemal teen my natuur gewees. Ja. Ek dog toe almal doen dit, ek moet dit seker doen om hierdie werk te behou en ek begin aanbiedings doen. En geleidelik het ek geleer praat en dat ek 'n stem het. Dis hoekom ek sê ek moes leer praat. Ek moes my eie stem ontdek en dat wat my opinie is ook geldig. Daar's nie 'n reg of 'n verkeerd nie, daar's 'n verstaan agter waar ek vandaan kom. En daarom het ek ook empatie met ander mense wat in dieselfde posisie is. En dit is maar die hartseerste. Ek het nie 'n probleem met drank nie, maar iemand het vir my gesê ek moet 'n bietjie meer drink om 'n persoonlikheid te ontwikkel. Sure. Ek het al sulke kritiek gehad. 'n Alkoholist, daar's bepaalde redes waaroor hy drink. Hy verstaan dit nie self nie. Alkoholisme is 'n siekte. Hulle besef nie hulle is siek nie. En hulle besef nie dat dit 'n familiesiekte is nie en dat dit almal rondom hulle beïnvloed nie. En ek was net baie beïnvloedbaar geweest, ongelukkig. My pa was nie 'n aggressiewe mens nie. Dit was net vir my ontstellend geweest. Dis hoekom ek sê ek sal leer tot die dag wat ek doodgaan en jy het ook daaroor gepraat al baie dat mens nooit ophou leer oor jouself nie. En dis 'n wonderlike avontuur vir my om die mens te word wat ek graag wil wees. Ja, ek het 'n plan met wie ek wil wees. Ek wil voluit leef. Ek wil nie dit halfpad doen nie. En binne perke, nie impulsief soos in die verlede toe ek ongesond was nie. En ek voel baie sterk daaroor dat daar nie 'n reg of 'n verkeerd is nie. En dis ook hoe ek groot geword het. Daar's 'n reg of 'n verkeerd. Die kerk het my ook dit gesê. Die kerk, jy's in sonde ontvang en gebore. Ek is sleg gebore. Hoe kan dit wees? Ek het sleg gevoel my hele lewe deur. Toe ek nog dit ook bo op hierdie pakkie. So dit is net 'n kombinasie van slegte goed waarop ek 'n slegte respons gehad het. Almal het nie daai respons noodwendig nie, maar ek het dit gehad en ek het daaroor begin praat en dit raak makliker vir my om daaroor te praat, maar ek dink daar's baie mense wat nie daai selfinsig het. Vrouens wat dalk met 'n man getroud is of 'n man wat met 'n vrou of 'n man wat met 'n man getroud is of 'n vrou met 'n vrou getroud is. Hulle het dalk nie daardie insig nie of kinders wat in 'n huis met alkoholisme groot word en hulle besef nie watter invloed het daardie alkoholisme en drankmisbruik op hulle lewe nie. Dit kan iemand wees wat een keer 'n week om self te buite gaan of een keer 'n maand.
Maar wat die probleem is hoe daai persoon reageer en wat gebeur wanneer daardie persoon gedrink is. Dis nie meer die persoon wie jy voor respek kan hê nie. Dit word 'n persoon met dubbele standaarde, want Sondag gaan ons kerk toe en ons doen alles wat reg is. Maar jy jy word gevorm deur al daardie goed. En ek moes laat gaan van al daardie goed. Ek het selfs vriende laat gaan. So om 'n swaai te kan maak, om op 'n skoon palet waarop daar niks geverf of geteken is nie, te begin werk. En ek is nie spyt nie. Ek het selfs van my familie gebreek vir seker 4 jaar. Toe het ek weer uitgereik om kontak te maak. So ja, dis vir my 'n wonderlike avontuur om te groei en 'n beter mens op my eie vir myself te word, vir myself om te gee, goed te wees vir myself, want as jy nie vir jouself omgee nie, kan jy nie vir ander goed wees nie en kan jy nie empatie hê met ander nie en verstaan waar hulle vandaan kom nie. So dit is my storie. Daar moet 'n tweede episode wees. Want hier is 'n klomp vrae wat nou in my kop opgekom het. Oor die volwasse kind van 'n alkoholist. Want ek het 'n vriend 20 meer as 20 jaar gelede gehad in Melville wat in my gemeente was. En hy het homself ook genoem child of an alcoholic. En ek het nie daai jare, ek dink, genoeg aandag gegee om te hoor wat behels dit alles nie. Hy sou seker goed vir my sê. Soos hy sukkel met verbondenheid, hy kan nie 'n afspraak maak nie. Dan wil hy hom kanselleer, want hy hou nie daarvan om te weet daar staan iets op sy dagboek nie. Vir hom is dit so erg dat hy nie eens 'n doktersafspraak wil hou nie. Hy het altyd gesê I'm commitment phobic. En ek het so van so 'n paar dinge geweet, maar terwyl ek praat, wens ek nou eintlik ons kan hierdie onderwerp uitpak. En bietjie meer in detail praat. Sou jy bereid wees dat ons 'n tweede opname doen? Dat jy praat oor die pad wat jy geloop het om van die dinge wat in jou as mens vasgesteek het en jou teruggehou het. En watter insigte het gemaak dat jy dit oorkom het? Of is dit bietjie te na aan die been? Ek dink ek kan deel wat ander mense kan help. Want kyk, dit is vreemd. Niemand anders verstaan hoekom is jy soos jy is nie. Daar's nie 'n normaal nie, maar so daarom praat ek liewerste van gesond. Jy moet leer emosioneel gesond dink. Jou dink was ongesond voorheen gewees. Soos wat ek ouer geraak het en besef het hoe lyk ander mense se lewens, het ek besef maar my lewe het nie so gelyk nie en daar's reuse verskille en ek dink anders. Mense dink jy's mal. My man het meer as een keer vir my gesê ek is mal. Meer as een mens het gedink ek is mal. Hulle kon nie verstaan wat is met my nie. Van jou vriend om 20 jaar terug dit te besef het, want dit is nie 'n algemeen bekende amper noem ek dit 'n etiket nie, en ek hou nie van etikette nie, want dit is so veroordelend. So om 20 jaar terug dit al te besef het, dit is nie algemeen bekend in ons samelewing, in die Suid-Afrikaanse samelewing nie. Alkoholisme word nie oor gepraat nie. Mense dink jy's 'n slegte mens, jy kom uit 'n sekere omgewing as jy alkoholist is, maar hulle besef nie, daar's dokters, mediese dokters, daar's navorsers met professorate wat alkoholiste is, en daar's prokureurs, daar's dit kom onder al die lae van die samelewing voor, en dit maak nie van jou 'n dom of 'n minderwaardige mens nie. En as dit 'n bietjie hoop vir mense kan bring, dan sal ek graag met jou praat en ons kan bietjie dieper delf oor daardie onderwerp. Ek dink dit gaan 'n verskriklike ryk onderwerp wees, want my raaiwerk is dat die goed wat jy daar vir mens kan sê, is ook van toepassing op kinders wat groot geword het in huise waar ouers met ander disfunksionaliteite gesukkel het. Absoluut, ja. Ek kom ook uit 'n disfunksionele huis. Ek weet nie of jy dit weet. Nee. Niemand in ons huis het alkoholmisbruik nie. Ja. Maar daar was ander goed. Ja. En die impak van die huis waarin ek groot geword het en die posisie wat ek in die gesin gehad het as die oudste seun, het 'n enorme skrip, soos die Engels sê, dis 'n teks vir my lewe wat geskryf is. En ek is weer so dankbaar daaroor dat ek geesteswetenskappe studeer het, sielkunde studeer het, sosiologie studeer het. Sulke goed.
My pad het my net gelei om selfinsig te kry. Ja, As fantasties. dit nie gebeur het nie. Wat ek met van my broers sien, Ja. wat ander koerse ingeslaan het, en nie in die geesteswetenskappe nie, en met hierdie goed besig geraak het nie, en hoe die skade vassit. Ja. Het jy So daardie vassit. insig op 'n baie vroeë ouderdom gehad? Dit is fantasties. Ek moes eers 47 word Ja. voor ek daardie insig kon dit- kry in myself. Die res van die tyd was net oorlewing en bestaan. So letterlik net kom net deur hierdie dag. Ja. Dit was nie leef nie. Nee. So ek dink dit is fantasties hoe vroeër mense weet van hierdie tipe verskynsel van disfunksionaliteit en daar is programme in plek vir alkoholiste soos Alcoholics Anonymous vir die alkoholist self en dan is daar Adult Children for Alcoholics groepe en Al-Anon vir die familie. Daar is hulp vir mense, maar jy moet die werk doen. Niemand gaan dit vir jou doen nie. Nee. Jy moet wil verander. Jy moet daai verandering meer wil hê as enige iets anders. En dit was my pad toe ek begin het. Ek wou nooit weer so sleg voel. Dat mense in gesagsposisies reg kry om my so sleg te laat voel oor myself nie. Ek het vir hulle die mag gegee. En nou het ek my mag teruggeneem. Ja. En ek is in beheer van my lewe. Ek het ook leer ken deur my interaksie in my werk. Die mense waarvoor ek die meeste bewondering het, is hierdie mense met hulle professor en doktortitels wat vir my sê, hulle doen hier navorsing, maar hulle kom net al hoe meer agter hoe min hulle nog weet. Daar's net al hoe meer vrae wat opkom. Daar's net al hoe meer werk wat hulle moet doen. En ja, hulle verwag nie jy moet hulle met 'n op professor of titel, doktertitels aanspreek nie. Hulle is gemaklik in hulle lywe. Dit is my tipe mens. Daar's definitief 'n kompetisie in die akademie. Dis 'n verskriklike kompeterende omgewing. Ek hoor dit. So ek kry ook die mense wat daarin is soms jammer Ja. en ek is dankbaar ek hoef nie daar te kompeteer nie. Johan se seun doen sy PhD. Ja. Hy's nou by Cambridge. Hy sê dis leeu wêreld. Hy sê as daar 'n plek is wat vir jou it cuts you to size, is dit Cambridge. Weet jy wat sê hulle vir hom? Ons wil net hê jy moet verstaan dat in Suid-Afrika julle doktore compile ander mense se inligting. Ja. Hy compilators. Ja. En sê hier soek ons iemand wat oorspronklik dink. Dis interessant. Maar hy sê die akademiese wêreld is leeuwêreld. Ja. Hy het natuurlik vir my gesê, Philip, jy's nie 'n akademikus nie. Hy sê jy het te gewoond geraak om vry met inligting om te gaan. Ek sien jou nie 'n stuk navorsing skryf nie. Hy sê jy's 'n kreatiewe skrywer, maak maar goed populêr en gaan so aan. Hy het vir my gesê jy's nie 'n akademikus. Jy kan die moeilike goeters, jy kan 'n science engager wees. Jy kan 'n science engager wees. Ja, vat die moeilike goed, vertaal dit vir ons gewone mense en laat ons dit kan verteer. Dit maak jou 'n science engager. Natuurlik realiseer mense dit. Dis 'n verskriklike groot kuns. Dis nie 'n kuns om in moeilike taal te praat nie. Dis 'n kuns om dit te reduseer sodat jy dit kan verstaan en ander dit kan verstaan. Maar science engagement, science communication en science journalism. Daai drie is baie gekoppel aan mekaar. So ek sien jou amper in so 'n rol. Want as jy dit nie verstaan nie, dan kan jy dit nie vir iemand anders vertel nie. Nee, kan nie. Jy weet, so dis hoekom dit so lekker is om na jou te luister. Ek moet diep dink, ek moet heeltyd konsentreer terwyl ek na jou video's luister. Nee, dit is nog steeds nie so eenvoudig nie, hoor. Ek moet konsentreer terwyl ek luister en diep dink. En elke woord wat jy sê, voel dit vir my of dit 'n bepaalde betekenis het in daai sin. Jy kry dit reg om dit te verwoord wat ek voel, maar ek kan dit nie so sê nie. Sowel. En nou praat ons te veel oor my. Ja, nee, dis ons gaan 'n volgende episode doen. Ek het die besluit terwyl ons hier gesit het geneem. Ja. Ek gaan deelneem aan daai gesprek want ek kom ook uit 'n disfunksionele gesin. Ek dink ek kan jou vra. Ek kan jou ook vra. Ja, jy kan. Ons gaan kuier daaroor. Ons gaan baie raakpunte hê. Maar dan dink ek wie kom nie uit 'n disfunksionele huis nie. My ma nie. sê altyd, maar is ander mense se huise normaal, maar dan wil ek vir jou sê, daar's grade. Daar's grade. Ek was met 'n vrou getroud wat uit 'n baie funksionele huis kom. Baie funksionele gesin. Verslawing, dit hoef nie noodwendig, soos jy net nou gesê het, dit is nie noodwendig alkohol nie. Jy kan aan brood verslaaf wees, aan kos, aan
Jy kan verslaaf wees aan jou selfoon, aan die internet. Jy kan aan so baie goed verslaaf wees en alles het dieselfde effek amper as drank op 'n mens. Ja. So 2 jaar terug het ek en my man saam met vriende van ons in Nederland deur Swede, Noorwe en Denemarke gereis vir 'n maand lank. En ons het 24/7 saam met mekaar deurgebring. Ons het gekampeer want ons doen dit toe ons op die goedkoop manier en ons ry met hulle kar rond om geld te spaar. Daar was soveel emosies wat ek moes onderdruk. Aan die einde van daai maand was dit vir my asof ek 'n relapse, amper soos 'n alkoholist 'n relapse gehad. Ek het so dom gevoel want omdat ek net gefokus is op oorlewing heeltyd het maak ek nie noodwendig 'n punt daarvan om alles te onthou wat ek in my lewe. Ek onthou nie ek was in hierdie jaar by daai plek en ek het hierdie verjaarsdag dit gedoen en ek was al baie oorsee gewees, maar ek onthou nie daai goed noodwendig. Ek weet die voorhoofse, maar ek onthou nie daai detail nie want ek het ander belangriker goeders. Ek moes oor alkoholisme dink en sulke goeders. So my brein is anders te saamgestel, ander dele is ontwikkel. En sy het dit nie verstaan nie, maar ons het vriende, ons is steeds vriende. So ek gaan so oor so 2 maande weer Denemarke toe en dan toe dink ek, moet ek 6 weke gaan en bietjie van daar af werk, jy weet virtueel werk, maar ek van die huis af werk, ons het 'n kantoor, maar ek is so bang om weer dieselfde fout te maak. Maar toe gaan ek na die Al-Anon Adult Children program toe en wat die 12 stappe doen. En die eerste stap is, jy erken, jou lewe het abnormaal onbeheerbaar geraak. Ja. En die tweede stap, dat daar 'n mag groter as jouself is. Sommige mense noem hom God, sommige mense noem hom jou hoër mag, en hy lyk verskillend vir elke mens, of sy, of wat, of dit. Niemand van ons het daardie dit gesien nie. En al wat ons het is die Bybel, wat deur mense geskryf is, en hulle sê deur die Heilige Gees geïnspireer is, maar vir my is dit 'n geskiedkundige boek met vertellinge en vir my part kan jy 'n Bybel skryf. Ons almal kan 'n Bybel skryf vandag oor wat ons ervaar, hoe 'n God of iets anders 'n rol in ons lewe gespeel het. Want toe my ma dood is aan kanker, sy het verkies om by die huis verpleeg te word, het ek werklik die sensasie gehad. Ek was toe in Stellenbosch in 2012 en my sussie het vir my gesê my ma wag vir my om dood te gaan. Sy wag dat ek huis toe kom en vir haar tot sins sê en vir haar sê ek sal okay wees, want sy was baie bekommerd daaroor dat ek my hele gesin los en Stellenbosch toe gaan. So tog was sy bekommerd oor my. Ja. En op haar sterfbed het ons vir die eerste keer vir mekaar gesê ons is lief vir mekaar. Jette. Ek het gesê ek is lief vir ma en sy het vir my gesê sy is lief vir my. Dis die eerste keer wat my ma vir my gesê sy is lief vir my en ek vir haar kon sê ek is lief vir haar want sy het ook in 'n koue omgewing groot geword. Die maandag aand toe kom ek daar en ek het vir haar gesê hallo ma, dis al in 'n koma. Dis ek vir haar hallo ma, ek is hierso en jy weet ek praat met haar en ek sê vir haar, dis okay, ek sal okay wees en ja, ek het op die mic, hulle sê die mense hoor en ek het op die mic voor haar bed gesit, my pa het nog langs haar geslaap en 3 uur die oggend, toe voel ek, nou begin ek koud kry en ek hou my ma vas. Iets sê vir my, ek hou my ma terug, as ek heeltyd hier sit. Ek weet nie wat dit was nie. En net met daai bewussyn het ek toe in my sussie die kamer gaan slaap wat net langs my ma se kamer is, maar ek het nie diep geslaap nie. En so 2 ure daarna, so 5 uur, toe word ek wakker en toe onmiddellik gaan ek na my ma toe en toe sy weg. Wow. So iets het vir my gesê, ek hou haar terug ook. En die feit dat my sussie ook vir my gesê het, sy wag vir my, is vir my so 'n spesiale herinnering. So spesiaal. Ja. Die wete dat sy werklik vir my omgegee het, ongeag of ek my PhD gedoen het of aan al die ander vereistes voldoen het en verwagtinge voldoen het. En verwagtinge is 'n ander probleem. Mense het verwagtinge van jou en jy stel mense te leer en ander mense stel jou te leer. En om by daai punt te kom dat jy nie meer teleurgestel word nie. Dit is 'n groot oorwinning oor jouself.